Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Jy moet sê dan moet ek dans, nee. Ja, asseblief. Boom, tjikidum, tjim, boom, tjikidum, tjik, boom, tjikidum, tjim, doem, tjikidum, tjim, doem, tjikidum, tjik. Hey daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar. Kyk, jy is heeltemal verspot so vroeg in die oggend, maar of jou ketel sopas klaar gekook het vir 'n heerlike koppie koffie of tee, en of jy nog stadig wakker word. Ons is hier om jou te help om die dag reg aan te pak met 'n program vol inspirasie, kuns en talle meer. O ja, natuurlik. Dit gaan so lekker wees. Ek moet vir jou sê 'n propvol program. Kyk net Vertel ons meer. Ja, van Atlantis in Stellenbosch of na Stellenbosch tot put sonder water in Pretoria. Die tweelingbroers Diago en Divano Blankenberg maak geskiedenis as ingenieurs en wys dat drome wel kan waar word. Netbal speelster Carla Pretorius is by ons en maak reg om weer die baan aan die brand te speel, terwyl Therese Bartman ons met haar nuwe digbundel Die helfte is jou nie vertel nie op 'n diep en emosionele reis neem. Dan is Andriette ook hier met 'n splinternuwe enkelsnit. Uyenze, weet jy wat beteken Uyenze? Vertel my. Doen dit. Doen dit. Ja, so, kom ons Uyenze, laat ons gaan. Luister hierso, voordat ons aanbeweeg, wil ek net sê, dis vir my jammer dat hier nie 'n netbalbaan is nie. Want ek sou so 'n bietjie saam met Carla wou speel en kyk, jy weet of ek nog goed vaar met die doele. Ek was senter gewees en hulpdoel gewees. Ek spog daarmee want ek was nie baie sportief nie, maar ek het wel netbal gespeel. Senter is redelik bedrywig en hulpdoel moet jy ook nogal wakker wees. Ja. Kyk, ek was die afgelope vakansie ook so by 2 netbaltoernooie wat Menlo aangebied het. Ja. Ek verstaan nog nie lekker die reëls nie, maar ek het al bietjie meer 'n begrip van wat netbal behels buite net om te doel. Solank jy net nie 'n voetfout maak nie. Dis die belangrikste. Daai is die een wat my nog baie vang. Hier maak ons geen voetfoute by goeiemôre, good morning nie. Wel, hoe sal 'n mens weet met Ja, is enige kom, ons iets gaan. moontlik? Wat is hierdie verdedig? Wat is dit? Dit is ja, O, ja, okay. jy verdedig. Gesien hulle staan op die toontjies. Goeiemôre daar bo in die En hy maak so want hy moet homself gedurig hier verdedig. Maar goed, ons almal het al 'n slag gehad getref en gewonder of ons wiele dit oorleef het. Pieter, het dit al met jou Ja, gebeur, nee, dit het Telke inderdaad male. gebeur. Min mense weet egter dat jy vir skade kan eis indien jou voertuig wel beskadig word. Dit is wel nie 'n eenvoudige eis nie. In 'n hofsaak teen die Ekurhuleni Metro het die regter bevind dat die munisipaliteit 'n wetlike plig het om paaie behoorlik te onderhou en dat die munisipaliteit se nalatigheid om 'n slaggat reg te maak tot skade gelei het. Nou dit beteken dat 'n eiser sal moet bewys dat die owerhede van die probleem bewus was, maar niks daaromtrent gedoen het nie en so moontlik skadevergoeding kan eis en ontvang. Maar bestuurders dra ook 'n verantwoordelikheid. In 'n ander regsaangeleentheid was dit aanvaar dat 'n slaggat wat as gevolg van nalatigheid nie reggemaak was nie, die oorsaak van skade was. Maar die hof het bevind dat die motoris steeds 20% aanspreeklik gehou word. Waarom? Omdat hy te vinnig gery het. Maar jy sien, So 'n mens moet maar bewus wees daarvan. Ek het nie geweet dat hulle so iets kan bepaal nie, hoor. ek was ook nie heeltemal bewus daarvan nie. So dink jy nou die munisipaliteit of die howe gaan storm geloop word nou met mense wat sê nee, dis sy skuld, dis sy. Nee, ek stem saam, daar is 'n verantwoordelikheid by jou as bestuurder om daarom net reg te kan ry en dit te probeer mis sover jy kan, maar in reën of weeromstandighede ook partykeer, veral soos nou met die reën en die donker is, dan vergeet jy ou partykeer, veral as jy mos nou 'n ander pad ry of al ry jy die pad elke dag, mense vergeet maar daarvan en dan slat jy hierdie slaggat want hy lyk net soos 'n stukkie deel van die pad, mooi geteer dalk en dan Ja, jy kan dit sien as 'n poeltjie water nie. Weet jy wat, en ek het net vanoggend met Lorraine wat ons elke oggend so vars en vrolik laat lyk. Ons het net vanoggend gesels oor die feit dat straatligte ook 'n probleem is. Jy weet in sommige gebiede, want jy kan nie noodwendig sien wat om te verwag nie. Veral as dit nou nog reën ook, ja, maar straatligte oor die algemeen. So ek dink munisipaliteite, hulle moet maar vir ons bykom, né? En dit sit alles wat voor lê en elke ding so. Sit alles in ons hande, ja. Sit alles in ons hande. Ek dink natuurlik die straatligte is load shedding, maar terug by die slaggate. Nee. As voertuie padwaardig moet wees, Annie sê vinnig voor die tyd ook vir my, hy sê, Pieter, dan moet die paaie ook mos padwaardig en voertuigwaardig wees. Ja. Dis munisipaliteite se verpligting teenoor ons, glo ek. En ek sien ook daar's 'n geweldige debat op sosiale media platforms en 'n mens kan nie eintlik daarvan wegbeweeg nie, want ek meen wanneer 'n mens vergelyk met die Weskaap byvoorbeeld,
dit is nou maar net so. Jy kom nie of jy kry nie te doen met slaggate daar nie. So as die een munisipaliteit dit reg kan doen, dan moet 'n ander een dit ook reg kan. Interessant genoeg, ek dink verskillende areas in Pretoria ook. Dis net asof daar een of ander ou is wat in die stadsraad sit, wat ek weet nie dinge net vinniger laat gebeur in 'n sekere deel van Pretoria. Maar nou ja. Maar ons is optimisties. Kom ons hoop daar word nie nog 'n slaggat gevang of so. Vandag nie. Ek het nie tyd om nog 'n windscreen te vervang en 'n agterwiel om te ruil in die reën nie. As jy dink jy was al in 'n jaloerse verhouding, was jy al in 'n jaloerse verhouding, Els? Ja, Wag dat jy hierdie ene hoor. 'n Vrou in Xinjiang, jy sê dit altyd so lekker, sê Xinjiang. Xinjiang, ja. China het letterlik aan die agterkant van haar man se bakkie vasgeklou terwyl hy ry. Ja, sy het klaarblyk vermoed dat hy op haar verneek. Motoriste het toe hulle sien hoe sy aan die bewegende voertuig vasklou en hang, die toneel afgeneem en die polisie gebel. Toe die polisie die voertuig stop en vrae begin vra, het hulle baie vinnig besef dat die bestuurder se eie vrou is en dat sy besluit het om hom te volg in 'n poging om hom op heterdaad te betrap. Gelukkig het sy ongedeerd weggekom, maar owerhede sê dit kon baie maklik tragies geëindig het. Die storie was vinnig wyd versprei en dit is nou as 'n waarskuwing om, jy moet nou regtig nou mooi dink daaroor. Verhoudingsprobleme eerder met 'n gesprek as met so iets drasties te hanteer. Kan jy dit nou Dit is drasties hoor. Dit is baie erg. Ek sou agter op die bakkie geklim het dalk of iets vasgeklou het, maar nie Of agter. daar gelê het jy. Ja, surprise. Dis nogal drasties. En gevaarlik. Ja man, nee. Maar Dan- ek bedoel, ek dink wanneer dit kom by daai onsekerheid, dan verloor 'n mens soms so 'n bietjie, Definitief. wat is dit, logika of Ja, perspektief. definitief. Jy weet, en jy tree op 'n manier wat jy na die tyd sal jy dink, wat het my besiel? Ja. So sommige mense is maar desperaat om agter die kap van die byl te kom. En ek is seker die arme man was ook heeltemal onskuldig en het dalk 'n verduideliking toe gegee terwyl die owerhede nou ingegryp het. Ja, maar die tannie sal seker maar nog steeds jaloers bly. Maar nou wonder ek, was hy skuldig of nie? Dis die ander deel van hierdie Daai storie. gaan ons daai deel van die storie kan hoor. Ek wonder. Ek sal graag wil weet. Maar ek moet nogal sê ek is nie so jaloers 'n mens nie. Ek sê Ek moet sê ek het jou ook nogal nie so opgesom nie. So jy sal dit ding ook uitpraat, weet wanneer ja, die kwessies mens van ons praat natuurlik verwys. dit uit man, maar ja, nee. Ek dink partykeer sit mense met 'n probleem. Hulle wil net die hele tyd kyk wat dit nou en hoekom en dat. Jy's twee mense wat elkeen ook 'n lewe gehad het. Nou is julle saam een, nou moet julle mekaar genoeg kan vertrou Ja. om te sê, weet jy wat? Jy weet wat jy in my het, ek weet wat ek in jou het. Maar jaloesie kan baie maklik in 'n baie groot probleem ontaard. So ek dink daai balans. Hulle sê mens altyd gesonde jaloesie of Ja, sommige jaloesie is gesond, Ja. maar jy moet maar weet. Ja. Mooi gesonde, dog vriendelike jaloesie. Goed. Nee, net so. Nou ja, ek hoop jou ketel het gekook vir die eerste of die tweede koppie koffie. Bly jy net waar jy is, soos jy kan hoor, het ons 'n lekker opwindende program wat voorlê en al wat ons wil doen vandag is uyenze, né? Uyenze. Uyenze, Doen dit. ja. Uyenze. Doen dit net hier saam met goeiemôre, good morning.